Ons praat vanaand 'n bietjie verder oor kies. En dit is nou nie swinkies nie. Ons praat van keuses wat ons maak. En ons het laasweek 'n lekker geselsie gehad en ek glo vanaand gaan ons nog net so interessante gesels maak. Ons het gesê ons neem omtrent 35,000 besluite elke dag. En ja, ons praat ek kies om te en daar's sekere goed wat jy kan kies in die lewe. Nou voor ons daarmee begin, die ysbreker is Salome, watter movie was jou eerste movie wat jy gekyk het wat 'n impak op jou lewe gemaak het? Jy sal nou nie glo nie. Ek dink ek so 9 of 10 jaar oud. Toe gaan my ma en sy vat ons, toe gaan kyk ons die animasie van Robin Hood. Jo, ek het daardie fliek, ek kon nie ophou kyk nie. Hy het 'n verskriklike impak op my gemaak. Ek kan dit nie onthou presies daai tyd wat daai tyd vir my beteken het nie, maar nou weet ek waaroor dit gaan, maar dit het op een of ander rede vir my baie groot impak gemaak, daai storie. Annelie hardloop weg van haar eerste movie wat sy gekyk het was Blue Lagoon. Sy was al bietjie oud hoor. Sy 'n bietjie oud. Sy was bietjie groot. My eerste ek wil eerder sê my eerste fliek wat ek gekyk het, ek het jy al 'n fliek gekyk en deur jou toedoen het hulle die rolprent gestop. Dit het met my gebeur toe ek 5 jaar oud was. Toe het my ma besluit, ons was nou glad nog nooit, ek was nog die eerste keer in my lewe dat ek in 'n fliek kom, het sy besluit ek en my broer en Hetty, dis my ma se sussie wat by ons gebly het, ons moet Dirkie gaan kyk. En ek het so gesukkel om die verskil tussen die werklikheid en die storie. Ek het gedink dit gebeur werklik. Hierdie ding op die skerm is werklik. En ek het so geskree. Nie net gehuil nie. Ek het geskree toe daai hondjie daai klip aftrap en op 'n Dirkie se kop val daar in die put. Dat ek het so geskree, my broer het onder die bank ingeklim dat niemand sien, sy maatjie sien is sy broer wat so skree nie. Toe stop hulle die fliek en hulle sit die ligte aan. En hier stap ek en Johan toe uit en ek het tot vandag toe nooit Dirkie se einde gekyk nie. So dit was die eerste fliek wat ek gekyk het wat 'n impak op my gemaak het. Wynand, kan jy onthou? Ja, pastoor, ek het The Gods Must Be Crazy was vir my 'n verskriklike goeie fliek geweest. Ek wou met alle mag en mening ook so net in die bos gebly het en 'n Land Rovertjie gehad het en rond gery het. 'n Mooi meisietjie gehad het. Ja, en dan was daar 'n ander fliek wat wêrelde vir mekaar af is, so Top Gun geweest. Ja. Ja. Hoe oud was jy toe, Wynand? Nee, die Gods Must Be Crazy was baie klein geweest. Ek van dat ek kan onthou, ek weet nie. Top Gun was ek 'n bietjie ouer geweest, bietjie in laerskool in geweest as ek dit reg kan onthou. Okay. Anita? Vir my was The Lion King. Dit was die eerste fliek wat ons het hom sommer op kaset gekoop, VHF, 2 van hulle van geval 1 breek. Ja. En saam met dit voel amper vir my vir dieselfde tyd was, maar dit kan dalk verkeerd wees, is skiet met die titel, mam. Wat was die fliek se naam met die boot? Titanic. Titanic. Ja. Okay. Maar ek voel dat Titanic was sommer net laas jaar. Ja. Ons het ook 2 van hom gekoop vir in geval 1 breek. Ja. Lisel, wat was jou eerste fliek wat jy onthou? Ek kan regtig nie onthou nie, ek weet nie. Maar ek weet wat se fliek het 'n indruk op my gelaat was Karate Kid. Die storie agter dit. En Heidi was my all-time favorite. Oh yes, Aladio. Marius. Iets van 'n panda. Superman het was my Here gewees, hy is nog steeds. En dan daai The Gods Must Be Crazy ook, ek dink ek het hom 3 keer in die inryteaters gaan kyk. Ek daai daarom ook baie gelag. Hy het met ek dink hy sien wat met die meeste laat lag het, was daai ene gewees.
Maar Superman is die all-time favorite. Maar Gods Must Be Crazy, ek was mal oor hom. Ek het hom nou die dag weer gekyk. Ek het hom op YouTube gekry. Toe gaan kyk ek hom weer. Dis net Tannie Bomme, wat 'n Ja, movie is dit gaan nie. Is nie dieselfde meer nie, ja. Ek stem saam met Marius hulle God Must Be Crazy and Funny People, maar die ene wat regtig vir my is Jaws. Ek was saam met 'n vriendin en ek sal nooit vergeet, sy was so bang dat sy so gemaak het in my bene. Ek sê, you gonna pinch my legs off, want sy het haar hande gekrap en sy het my gegryp. Sy het so geskrik, sy skrik vir 'n kokkerot en sy spring op en af, maar sy het my gegryp. Haar naels is in my vel en ek dink, joh, ek sal dit nooit vergeet nie. Behalwe die fliek self van die ding is Ja, so groot mond gehad, maar ja, daai wat sy my so gegryp het, joh. onthou julle piranhas? Onthou julle die piranhas? Ja. Ja. Maar dit was thrillers geweest. Gerda, kan jy onthou watter een was vir jou opwindend of wat het 'n impak op jou mag gemaak? Waarvan ek kan nie van die flieks onthou nie. Ons het ook nie as kinders van fliek nie. Maar TV-reeks wat ek baie erg oor was, wat ek omtrent 3 maal gekyk het, is die Meisie van Avignon. Ek weet nie of julle hom gekyk het nie, maar dit was vir my 'n baie mooi liefdesverhaal, wat so hartseer geëindig het eintlik. Maar ek het hartseer geëindig. Ja, As Hans- dit is al van as die ding Hans- wat dit hartseer. As Hans Strydom in 'n fliek gespeel het, dan het my hartseer geëindig. Ja, Meisie van Avenue is 'n Franse storie. Mens Ja, kry hom nee, nie is 'n oorseese storie. Ek het hom ook gesoek om oor te kyk. Ek kry hom nie eintlik weer nie, ek weet nie waar nie. Dis baie mooi. Robert, was jy 'n Superman man? Wat was jou fliek wat vir jou impak gemaak het? Weet jy, die eerste 10 jaar van my lewe het ek in die bos gebly daar op Naboom. Het ek nie fliek gekyk nie. So, en toe ons nou Waterval boventoe trek, toe kry ek nou kans om te gaan fliek. En die skool het elke Woensdag het hulle fliek gewys vir 20 sent, jy moet 20 sent betaal. En ons het baie Bruce Lee flieks gekyk. En hy was my hero gewees. Ek het tot vir my Nunchaka sticks gemaak en my kop blou geslaan met die sokkies. Maar hy was my hero. Ons het almal wou net altyd gekarate. Ja, stel kan jy onthou wat se fliek was wat vir jou impak gemaak het? Ja, soos jy gesê het, ons het nie regtig gefliek nie, want in daai tyd het my altyd gesê dis sonde. Ons mag nie so toe kyk nie, maar wat ek kan onthou was Grensbasis 13. Dit was nog maar toe my boetie daai tyd grens toe was, toe sê my ma ons moet dit kyk om te sien wat hulle weet, nie ten naaste my gebeur, maar so iets gebeur wat ek kan onthou. Right, ek het julle beloof Annelie gaan vir julle vertel van Blue Lagoon. Hier sy terug, sy kan vir julle vertel. O, jy het dit gekyk. Ja. Sondige kind. Nee, ek wil sê eers Dirkie, toe ek en hy oor die flieks praat, toe sê hy dit eers. Toe sê ek nie, okay, vergeet vir Dirkie. Maar God Must Be Crazy het ek verskriklik geniet. Titanic, ja, Anita, baie groot impak gemaak. Maar daar's baie, ek kan julle besig hou. Maar kom ons hou by daai twee. Die verskil tussen realiteit en 'n film, 'n film, as jy nie dit reg gedoen het nie, dan kan jy dit oorskiet. As jy 'n film nou met 'n film maak en die persoon vergeet sy woorde of hy staan op die verkeerde plek, dan kan jy dit oordoen. Nou, maar die lewe, die realiteit waarin ons nou is, die lewe is nie 'n kleuterrepetisie nie. Dit wat vandag gebeur, kan jy nie môre oordoen. Jy kry dalk 'n tweede kans of wat ook al, maar as hierdie oomblik verby is en hoe jy hom gelewe het, en as jy verkeerde besluite gemaak het, moet jy daai besluite probeer regmaak, anders gaan jy die res van jou lewe met daardie verkeerde besluit saamleef. Maar ons praat nou vanaand oor ek kies om te lewe en ek kies om te aanbid. Nou in enige situasie waarin jy jou ook al mag bevind, en ons gaan vanaand na 'n paar situasies kyk, het jy altyd hierdie twee keuses.
Ek het 'n keuse om te lewe en ek het 'n keuse om te aanbid. Nou Wynand, jy wou nou nie hierdie skrif hierdie week gelees het toe ek hom vir jou ge-WhatsApp het nie, so jy moet hom nou vir ons lees, Psalm 32 vers 8 tot 9. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie. Wat 'n mens moet tem met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Kyk, hoekom ek vir Wynand hierdie spesifieke verse stuur het, Anita, ek dink nie hy's 'n perd nie. Maar hy het verlede week gepraat toe sê hy, die Here rig ons met sy oog. Sy oog is op ons en dis hoekom ek hierdie skrifgie van gestuur het. Maar baie keer wil ons sekere of moet ons sekere besluite neem en ons soek die aangesig van die Here oor hierdie besluit. En baie keer dink ek dit sou soveel makliker gewees het as die Here net my hand gevat het en in 'n sekere rigting gevat het en ek meen dis soos jy 'n graad eentjie wat jy gaan inskryf by die skool, mamma vat hom aan die hand en vat hom skool toe, maar as mamma nog die matriek laaitjie aan die hand vat skool toe en sy los hom in die hoof se hand en sê hier's my seun, hy kom vandag na skool toe, dink ek daar's iewerster iets fout. En die Here het ons laasweek gepraat, die Here praat, die Here woon in jou en hy lei jou deur dit wat in jou is. Iets wat vir my belangrik is in hierdie versie, lees net vir ons weer vers 8, Wynand. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog op jou sal op jou wees. Ons praat oor die gedagte, God wil my nie beheer nie. God wil my net adviseer. Praat oor hierdie gedagte? Ja, want hy gee vir jou keuse. Die Here gee vir jou 'n keuse. Hy dwing nie self op jou af nie. Dis hoekom hy wil jou lei en adviseer, maar hy gaan jou nie dwing in 'n rigting in nie. In respek, God is nie 'n kontrolfreak nie. En jy is nie 'n robot. Marius, iets van jou kant af? Ja, alhoewel hy vir ons vrye wil gegee het, is die ander ding ook, daar is gevolge vir elke ding wat jy doen. Het klink of het lekkerder kan wees, as jy net jou eie ding kan doen, maar die gevolge is dan ook nou erger, as wat iemand jou so gelei het. Maar dit is wat God met ons doen, hy gee vir ons vrye wil, ons moet net onthou daar is gevolge. Kan ons in hierdie vrye wil wat God vir ons gee, liefde lees? Ja, ek dink so. 'n robot, iets wat ek beheer my motor. Is ek lief vir my motor? Nee, die motor kan nie, vandag se motors is baie snaaks, hulle neem besluite namens jou en so voort, maar ek praat nou maar van 'n tradisionele voertuig wat ons bestuur. Jy is in beheer. God wil jou adviseer, maar hy laat dit toe en hier kom sy liefde daarin dat jy hom soek in die besluite wat jy neem en dan verantwoordelikheid neem vir die besluite wat jy geneem het, dat jy hom nie later kan blameer en sê, Here, u het gesê ek moet nou 'n rooi kar koop en nou hou ek meer van 'n blou kar. Dis jou besluit op die einde wat jy neem. Iemand's nog gesê oor hierdie skrifgedeelte? Dit is soos 'n ouer met ons kinders, dis presies dieselfde eintlik. Ons gee ons kinders opvoeding en dan gee ons hulle vlerke om te vlieg en jy bly maar op jou knieë met daai vertroue dat daai grondslag wat jy gelê het gaan daai kind vorentoe vat. Ons weet wat is reg, ons weet wat is verkeerd, maar ons is daar om te luister en raad te gee en soos dit met ons na ons Vader toe in gebed vra ons, help ons met ons keuses. Dis maar soos 'n ouer teenoor 'n kind. Daai liefde. Nog iets in hierdie gedeelte wat vir julle uitstaan?
Ek dink die laaste gedeelte van daai laaste verse of jy wees jy soos 'n perd, soos 'n muilesel nie. Ek het al 'n paar perde gehad in my lewe. En daar was niks so sleg gewees soos 'n perd wat jy nie kan vang in die veld nie. Wat jy moet druk en daar in 'n drukgang in en hom in 'n hoek indruk voordat jy iets oor sy kop kan trek om hom en dan sy so mak soos 'n lammetjie nie. En ek dink die Here wil ook hy wil ons in 'n hoek indruk en jaag en daar vang hy. Hy wil ons eerder lok met 'n emmertjie pille en vir sê kom stap hier, stap milies agter my aan en so aan en dis die rigting waarna jy moet stap. En hy wil jou roep en jy moet na hom toe gaan. Ek dink dis sal vir my 'n goeie voorbeeld gewees het. Ja, ek dink as jy nou vat jou kinders, jy weet as hulle klein is, dan kan jy vir hulle sê moenie daaraan vat nie, moenie dit doen nie. Jy het heeltyd beheer half oor hulle. Maar hoe ouer hulle word en hoe meer volwasse hulle word, hoe meer kan jy hulle adviseer en jy kan kyk hoe hulle in sekere situasies optree. Robert, as julle nou by mense kuier of die mense, ja, julle kuier by mense, hoe gaan jy weet dis nou tyd dat julle moet huis toe gaan? Daar stilstype begin ek kom, die gesprek raak 'n bietjie eina. Die sinne is nie meer lekker lank en ingekleer nie. Dan is dit nou tyd om die voete bymekaar te maak dat ons aangaan huis toe. Wynand, hoe werk dit in julle huis? Pastor, ek het al 'n radiopraatjie geluister hiervan, is baie snaaks, maar ek het nie vir ouma Sally geken nie, maar dit was 'n ouma van Anita gewees wat altyd gesê het, jy loop wanneer jy op jou lekkerste kuier, dan weet jy is altyd welkom terug. Maar ek sal maar sê as die kos in die roomhuis op is. Ek wil net iets noem. Toe ons een keer by Gerdale gaan kuier het in Engeland. Nou, ek het nou probeer om werk vir haar gemakliker te maak. Ek het nou sommer die wasgoedmandjie voor die wasmasjien gesit, want anders moet ek dit op en af dra ensovoorts. En ek en Robert lê een oggend tot bietjie laat in die bed en die volgende oomblik sê sy, "Wie het my wasgoedmandjie geskuif?" Robert, ons stik so aan mekaar so sal met ons vliegtuigkaartjie vervroeg terug huis toe. Dis nou tyd. En dieselfde werk dit in julle huis. Ek gaan ons huis toe. Ons gaan huis as ons klaar gepraat het. Of as die ander mense airtime op is. As die mense by ons kuier klaar gepraat het. Ons bid daarom nie vir hulle voor hulle moet gaan nie. Ek sien nou, ek en Annelie is nou nie baie lank getroud nie, ons het dit nou die aand, toe het ons by Engelse mense gaan kuier en dan is die airtime baie min, jy weet, jy het maar min airtime in Engels. Maar ons was 4 of 5 ure daar. Ja, wat die kos, ek het nou die Wynand, die gedeelte, jy weet, wag tot die kos nou klaar is. Maar ons het net vir mekaar gekyk. Jy weet, en ons is nou maar 'n paar jaar by mekaar, net vir mekaar gekyk en toe weet ons, dis nou tyd om te sê, dankie, dit was lekker geweest. En baie keer kommunikeer jy net om te kyk, na mekaar te kyk. En die Here sê, my oog is op jou. Miskien moet ons net baie keer die Here se oog kry in 'n sekere besluit. Okay, dit was maar net so. Okay, God wil nie hê dat ons moet dom besluite maak. Ek meen, Gerdal het kinders, Wynand het kinders, Salome het kinders, en jy wil graag hê jou kinders moet floreer en goed gaan, en hulle moet wyse besluite maak. En die Here wil hê jy moet wyse besluite maak. Nou in enige situasie kan jy hierdie twee besluite altyd maak. Ek kies om te lewe. Kom ons kyk wat sê Genesis 16 vers 2 tot 9, meisie. En Sara het vir Abraham gesê, jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan tog in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sara geluister. Toe neem Sara die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. Right. Wie se idee was hierdie gewees? Sara se idee. Sarai, Sara, die vrou.
Julle moet nie altyd luister na julle vroue nie, né? As Sarah nie gekom het met hierdie idee, probleme het Israel en Islam nie die groot probleem gehad wat hulle nou gehad het nie, né? Ek sê dit maar net. Hoe sou John gesê het, jy tender om alleen te slaap vanaand, okay? Kan ek ook iets sê? Jy is welkom. Abraham het nie eintlik gestry nie. Ja, jy het nie. Ek kan nie hoor nie. Ja, okay. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword, maar toe? Okay. Sê julle vertaling en Abraham was verlief op Hagar en hy het met haar hy het gereageer. Wat is 'n surrogaatmoeder? Wat Salome verduidelik gou vir ons in kort? Dit is as jy iemand anders kry om jou eie babatjie te verwag en te dra. Okay. Hierdie is nou so 'n bietjie paar duisend jaar se surrogaat. Maar dis 'n surrogaat, ja. Daar was geen verhouding tussen Abraham en Hagar nie. Daar was nie liefde ter sprake nie. Dit was nie sy het hom verlei nie. Ekskuus, nou gaan ek sommer net reguit praat. Hy het net 'n plek gesoek dat sy saad moet groei en Hagar was daar gewees. En so hulle het daar eintlik gebruik om 'n kind vir hulle in die wêreld te bring. Okay. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oë geword. En Sarah sê vir Abraham, Ekskuus. Kry julle hierdie boodskapie? Hagar wat so ek onthou nou goed toe my ma swanger was met my, het sy altyd so met haar arms so in die heupies geloop. Onthou julle dit? En dan stoot sy daai pensie so uit. En so het Hagar daar in die huis rondgeloop. Ewe skielik, sy verwag nou nie Sarah se kind nie. Sy verwag Abraham se kind. Ewe skielik was sy nie meer die slavin nie. Sy het nou afgekyk na Sarah toe, want sy het iets reg gekry wat Sarah nie kon reg gekry het nie. En ek wil nie sê dis tipies vrou nie. Ek gaan nie dit sê nie, want ek gaan lekker warm slaap vanaand. Okay. En Sarah sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. Wat sê, amper sê Eva, wat sê Sarah nou? Wie se skuld is dit? Nou is dit Abraham se skuld. Ja. Maar ek kan nie sien hoe kan dit Abraham se skuld wees nie. Sy het dan gesê hy moet na die slavin toe gaan. So duidelik was Sarah verkeerd daar en dit is so, maar nou ja. Okay. Alright. I rest my case. It's all I want to say, Your Honor. I rest my case. Right. Ons mans kan nooit iets goeds doen nie, maar I rest my case. Okay. Ja, want ons is slimmer, ons verstaan. En Abraham antwoord Sarah, daar is jou slavin in jou hand. Doen met haar soos dit goed is in jou oë. Toe het Sarah haar sleg behandel en sy het van haar af weggevlug. En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Sur, en gevra, Hagar, slavin van Sarah, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Hierdie gedeelte wil ek hê, as jy in jou Bybel krap, as jy die gewoonte het om in jou Bybel te krap, onderstreep hierdie gedeelte. As jy 'n besluit wil neem, waar kom ek vandaan en waarheen is ek op pad? Nie wat sê ander mense waartoe ek moet gaan nie. Waar kom ek vandaan? Wie is ek? En waarheen gaan ek? Hierdie is baie belangrijk. As jy 'n besluit wil neem, en ons bespraat van 'n besluit om te lewe, moet jy die einddoel kies, waarheen is jou pad? En waar ek vandaan kom is bepaal jou waarde. Wie is jy? Ek is 'n kind van God. Die Here het my gedra tot hier toe. En ek neem 'n besluit om te lewe. En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarah weg. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Eina.
om die lewe te kies vir haar partykeer opoffering. Ja, lees aan, hulle wil nie praat nie. Ek is klaar. Okay, gaan maar aan. Verder, moet ek aangaan? Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Kyk, kom ons stop hom daar. Right, wat was Hagar se opsies? Vergaan in die woestyn of gaan terug en word net weer 'n slaaf. Marius? Ja, sy kon of gebly het waar sy was, maar dit het nou al 'n bietjie al hoe minder lekkerder geraak daar. En soos sy nou weggeloop het, dit nie gelyk, ek sien nie 'n antwoord hierso met waar gaan jy heen nie. Dit lyk nie of sy geweet het waar gaan sy heen gaan nie. So sy en haar kind sou dan sonder heenkome gewees het, vir wat gevaarlik kon gewees het vir hulle. So die enigste ander opsie, of die enigste veilige opsie, was om terug te gaan waar sy vandaan gekom het. As sy wou lewe, moes sy teruggaan en haar verneder. Want wat is die straf vir 'n slaaf wat weggeloop het? 6 houe met 'n sambok. As dit maar 6 was, het sy dit dalk gevat. Maar as 'n slaaf weggeloop het, word hy met die dood gestraf. Okay, iemand anders, wat was die Dit laat my amper dink aan die verlore seun, die seun wat weggegaan het en besef het, al gaan hy terug na sy pa toe, gaan hy kan eet en drink en aan sy pa se tafel, alhoewel hy het gesê hy sal vir sy pa gaan werk. So daar sal hy daarin kos en alles kry, en dis dieselfde met haar, op die ou die keuse om terug te gaan as slavin, is vir haar beter soos Annelisie as om in die woestyn dood te gaan. Dan gaan ek maar eerder terug en wees weer slavin. Kom ons praat bietjie oor Hagar. Ek stem saam met jou Gerda oor Hagar se verwagtings. Wat was haar verwagting geweest toe Abraham en Sarah aanroep en sê, Hagar, ons beveel jou, nie versoek jou nie, want sy was 'n slaaf, sy het geen reg gehad. En ons sê, ons beveel jou, jy gaan by Abraham in en jy gaan swanger word en jy gaan 'n kind word. Wat was haar verwagting toe sy swanger is? Ek dink sy het gedink sy gaan nou tweede in charge wees daar. Gelykstaande wees aan Sarai. Inteendeel, sy het gedink sy gaan Abraham se vrou wees. En Abraham het net plek gesoek vir iemand, ek wil nie sê broeimasjien nie, maar dis al wat hy gesoek het. Hy het 'n kind gesoek. Hy het 'n kind gesoek. Hy het nie 'n vrou gesoek nie. En baie keer in ons lewe het ons sekere verwagtings. En as ons nie by hierdie verwagtings uitkom nie, dan vlug ons in die woestyn en ons sit nie en ons wil sterf. En terwyl ons daar sit, kies die lewe, al kos dit 'n prys, al moet jy teruggaan na Sarah toe en sê, ek verneder myself onder jou, ek is maar net 'n slaaf. Maar ek kies lewe ter wille van myself en my kind. Okay, enige opmerkings nog oor Hagar se lewe? Kies lewe. Pastoor, net hierso by vers 3 in die laaste sinnetjie sê dit dat Sarai het gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. So sy het seker maar verwagting gehad dat sy eintlik maar vrouregte gaan hê. Ja, ek dink ons Afrikaanse taal praat maar, ons praat dit mooi, maar sy het basies vir haar gegee vir Abraham dat hulle gemeenskap kan hê. Lisel, wat sê jou vertaling in daai ene? Ja, dit sê ook as vir haar gegee as vrou. Ja, as 'n vrou. U verstaan dat hulle soos man en vrou by mekaar gekom het. Maar die punt was nie dat Sarah en Hagar gelyk sou gewees het as dat sy Abraham se tweede vrou sou gewees het. Enige ander opmerkings wat julle in hierdie gedeelte wil sê? Ek wonder maar net
God het met Abraham gepraat en vir hom gesê nou van die nageslag wat hy gaan hê. So hy het dit dalk nog gesê vir sy vrou en sy het toe nog gesien daar gebeur niks nie en haar oplossing was gewees dalk nou vir Hagar. Maar ek dink sy het gesê dit is nou Abraham se skuld want hy het nou eintlik gekom met wat het God gesê hy gaan 'n groot nageslag kry. En sy wou net 'n oplossing gegee het en dit het toe nou nie uitgewerk nie. Ek stem 100% saam met jou. Ons het nou maar sommer net op 'n ligte sy die blamering storie het ek uitgehaal want Adam het vir Eva geblameer. Dis die vrou wat jy Here, dis die vrou wat U vir my gegee het. Maar net 'n paar verse vorentoe sê hy, vlees van my vlees. O, pragtig. Dis nou my vrou. Maar net verder, Here, dis nou U skuld. Ons hou daarvan om te blameer as dinge verkeerd loop in ons lewens. Maar yes, Marius, ek stem saam met jou. Dit wat jy gesê het van Hagar, jy verstaan, en Sarah. Iets interessants, as jy ooit 'n lekker preek wil preek, dan preek jy, moenie jou hande in God se werk sit nie. Abraham en Sarah moes net God vertrou het Isak sal kom. Maar die wonderlikheid van God is, hy het vir Ismael en geseën. Daarom sê hierdie gedeelte, die engele het vir haar gesê, jou kind se nageslag sal groot wees. Dit was nie die bloedlyn van waar Jesus Christus uitgebore is nie, maar God het ook daardie lyn van Abraham geseën. So, maar onthou hierdie ding, moenie wees versigtig en daar's 'n fyn balans. Maar moenie jou hande in God se werk sit. Daar's 'n fyn balans. Jy moet God se aangesig soek want ek glo ook God seën 'n poging. Jy moet ook bereid wees. Jy kan nie sê ek is honger en ek sit net by die huis nie. Jy moet môreoggend die moue oprol en iets gaan doen. Jy moet gaan werk. Maar pas op dat jy nie jou hande in God se werk sit nie. Nog iemand iets opmerking wat iemand wil maak? Kyk, kom ons beweeg na die volgende skrifgie toe. Lukas 23 vers 29 tot 43, Gerda. Lukas 23 39 tot 43. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kyk, hy was ook 'n man wat die regte keuse gemaak het. Hy het lewe gekies. Hoekom het die kwaaddoeners aan die kruis gaan? Hierdie twee manne. Hoekom het hulle aan die kruis gaan? Nie is moordenaars nie. Hoekom het hulle aan die kruis gaan? Sonde gedoen, hulle die wet oortree. Dit was 'n straf. Hulle het verkeerde keuses gedoen. Iewers het hulle 'n verkeerde keuse gemaak. En hulle het 'n moord gedoen, gepleeg en hulle hang aan die kruis en hulle verdien om aan die kruis te hang. En baie keer maak ons verkeerde keuses. En dit wat met ons in die lewe gebeur, wil ek amper sê, dis as gevolg van verkeerde keuses wat ons gemaak het. Maar nou is hier twee opsies. Wat was die opsies van hierdie moordenaars? Wat was hulle opsies? Wat kon hulle gedoen het? Die een het Jesus gespot, vervloek. Ekskuus Anita, praat. Byna. Nee, ja, ek dink dat die twee keuses gehad. Of jy kon nou verder aangegaan het met dit wat jy gedoen het, of jy kon daar gerepent het en gesê so, ek het verkeerd gedoen, ek vra om verskoning. Hoekom sou jy wil verder gaan in daai oomblik wat jy besig is om te sterf? Hoekom sou jy nou met Jesus gespot het terwyl jy saam met hom aan die kruis hang? Hoekom?
Wat jy het nie van beter geweet nie. Beter geweet nie. Dink jy nie hy het gedink hy sal dalk in guns kom by die Romeinse soldate en moontlik sal hulle hom van die kruis afgehaal het nie? Ek weet nie. Jy sien, mense, jy moet versigtig wees wanneer jy keuses maak en mense is betrokke. En jy luister wat mense vir jou sê. Hy het gedink, ek kan nou die man wees en nou spot ek met hierdie ou wat saam met my aan die kruis hang. Maar wat was die ander keuse wat hulle kon gedoen het? Hierdie ander man het iets besef. Terwyl almal hier om die kruis skarrel en dis chaos en alles, is hierdie man wat in die middel hang. Hy straal vrede uit. En vir 'n oomblik snap hy, hierdie is nie 'n gewone man. Hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hy hang onskuldig hier. Hierdie man is die seun van God. Hierdie man is my toekoms. Hierdie is die lewe. En daarom sê hy, dink aan my. Enige opmerkings? Ek sê dit is nooit te laat om te sê dink aan my nie. Marius, jy vat die woorde uit my mond uit. Preek om Sondagoggend, Vrydagoggend. Dis nooit te laat nie. Dis nooit te laat nie. Jy het nog 'n geleentheid om te sê, Here, dink aan my. Dink aan my. Help my. Dis nooit te laat nie. Daar kom natuurlik ook 'n dag in 'n ou se lewe wat dit hierdie kans heeltemal verspeel het, maar hierdie ouetjie het sy kans gegryp en hy het hom gevat. Nog enige opmerkings? Kyk, kom ons kom by die volgende ene. Kies lewe. Lukas 15 vers 15 tot 20 gestel. Het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas, en hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het dit homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van die Vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my Vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is meer werd om U seun genoem te word, maar my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe dit nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels, en hartlik gesoen. Kyk, kom ons praat 'n bietjie oor die keuses wat hierdie jong man gemaak het. Die verkeerde keuse. Ek soek my deel van my erfgeld. Verkeerde keuse, hy het dit op ander maniere gaan spandeer as wat hy het moet spandeer. Wat se ander keuses het hy gemaak? Hy het besluit om terug te gaan na sy pa toe, al moes hy dan 'n huurling wees. Het hy daai regte keuse gemaak. Na eers sy verkeerde keuse, toe hy, kan nou sê, sy les geleer, hy het baie swaar gekry. Maar hy het teruggegaan en selfs gekies om 'n huurling te wees en nie meer sy pa se seun nie, solank hy net kan teruggaan. Maar sy pa het die huurlinge beter behandel as wat hy behandel is waar hy was. Amen. Amen. Hy kies die lewe. Net so 3 opmerkings van my af, wat ek nou sommer net so in my hart kry om te sê. Ma's en pa's wat bekommerd is oor hulle kinders. Glo die goeie saad is gesaai. En op die regte tyd, dan sal daai saad ontkiem in daai kinders se harte. En hulle sal die regte besluite neem. Ek sal opstaan en teruggaan na my Vader toe. Wat was die grootste vernedering vir 'n Jood? Die grootste vernedering, ekskuus tog Robert? Dit is 'n vark te wees, maar 'n vark te vat
en 'n vark te vat. Hy moet nou vir die varke kos gee. Dit was die grootste vernedering vir hom. Was nie die vouklere nie, maar al wat hy kon doen was om met varke te boer en die vark is onrein gewees vir die Jood. Maar die Bybel sê hy het tot homself gekom en hy het besef hier gaan ek sterf. Daar was 'n tyd toe ek alleen was 'n paar jaar gelede en baie keer dan het ek net gewens daar's iemand om vir my 'n koppie tee te maak. Wens daar's iemand wat net vir my 'n koppie koffie kan. Ek meen ek was so bederf gewees ek kon nie eers tee of koffie gemaak het nie. Ek moes daai goed nee, ek is daarom nou nie so, maar kon dit daarom gedoen het as ek moes. Maar nou lag hierdie bynaam. Hy's so alleen dat dadelik niemand gee eers vir hom 'n kos. Hy wens net en hy dink terug aan sy pa se tafels en hy besluit ek sal weer al word ek net 'n huurling, al word ek net 'n diensknegt. Maar kyk die pa se hart. Toe hy ver is toe sy pa hom al innig jammer gekry. Sy pa het gewag. Hy het geweet sy kinders kom terug. Ek weet nie kom sê ek het nou weer vir die ma's en die pa's vanaand nie. Moenie opgee met julle kinders nie, hulle sal terugkom. Punt. Kyk, Wynand, jy wil iets sê. Ek wil net sê ek is so bederf, pastoor. Ek wil ook net sê en ek is ook so bederf. Hy het so my geleer om koffie en tee te maak, nou bederf hy vir my. Ja, julle is heeltemal van die punt af. Marius, bring hulle terug. Ek dink 'n ouer wat nie moed verloor nie, is amper soos daai ouer van die seun. Toe hy sien daar kom sy kind aan, toe is hy so opgewonde dat hy nie moed verloor het nie. En hy sien hier kom die dinge nou weer by mekaar. So moenie moed verloor nie. 'n Ou wat moed verloor het, so die kind net so gekyk het en sê maar gaan terug daar waar jy vandaan kom. Moenie wonder of hy nou weer geld kom soek. Wat se geld kom hy nou weer soek? Ja. En die Ja, pa moenie het moed ook, verloor. ekskuus, pastoor, die pa het homself ook verneder om te hardloop met sy rok op te lig en te hardloop. Verseker. Alright, kies die lewe. Maak nie saak in watter situasie jy is nie. Ons praat vanmiddag daaroor ek en Annelie as jy op die teerpad ry en daar's iemand 'n taxi wat voor jou inry en daar's road rage en al daai goed. Jy het nog steeds die keuse om te sê ek kies die lewe, kies die regte ding. Kies die regte ding. Alright, kan ons afstap van kies die lewe af? Kom ons praat gerus oor ek kies om te aanbid. Ek kies om te aanbid. Hoekom is ek hier op aarde? Tannie Wilma gaan vir ons in Engels lees en Lisel gaan vir ons lees in Afrikaans. Jesaja 43 vers 6 tot 7. Tannie Wilma kan vir ons kry in Engels. Wat is my doel hier op aarde? Wat is my doel hier op aarde? Lisel, jy kan vir ons lees. Vir die noorde sal ek sê gee terug en vir die suide moenie terughou nie. Bring my seuns van ver af en my dogters vanaf die verste uithoeke van die aarde. Elkeen wat my as God erken, wat ek tot my eer gemaak het, wat ek gevorm en gemaak het. Okay. Jou doel op aarde is om God te aanbid, om eer aan die Here te bring. Kom ons sê vir my tannie Wilma as tannie hom kry. Anita, jou man sê altyd ons moet dit nie lees nie, maar jy gaan dit vir ons lees. 1 Korintiërs 10 vers 31. Lees ek hom nou eers of wag ons nog vir tannie? Lees maar 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. So alles wat ons doen. Ons is geskape tot sy eer, sy verheerliking. Tannie Wilma? Jesaja 43 is Asaja tannie, Asaja 43. Isaiah, sorry. Okay. 43. Ja, kyk ek jy.
43 verse. 6 and 7, Tannie. Okay, donkey. I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Dankie Tannie. Ons is gecreëerd, ons is geskape tot sy heerlikheid. Elke mens word geskape met 'n Godbewustheid. Jy wil iets aanbid. Al aanbid jy nou die maan en die sterre en die kameelperde en wat ook al, jy wil aanbid. Nou die vraag is wat ons vanaand vra is, hoekom aanbid ons God? Hoekom aanbid ons God? Want hy is ons Vader. Ons aanbid hom, hy is ons Vader. Jy's dankie Tannie. Hoekom aanbid ons God? Robert, hoekom aanbid jy? Hy is die skepper, dit is waaroor die alles in die lewe gaan en die heelal gaan oor God. Ek stem saam. Fynand, hoekom aanbid jy? Ek sal eerder die vraag vra, hoekom sal ek hom nie aanbid nie? Ons is alles aan hom verskuldig. Jy's 'n slim kind. Salome, aanbid jy nog? Ja, vir wie hy is. Vir wie hy is. Lisel, hoekom aanbid jy? Ek weet jy is baie lief vir aanbidding. Hoekom aanbid jy? Ja, oor sy liefde vir my. Niemand van julle kom by dankbaarheid uit nie. Gerda, hoekom aanbid jy? Sy goedheid, Sy goedheid. sy liefde, sy alles. Ek kan aan niks negatiefs dink nie, so hoekom sal ek 'n keuse wil maak, wil ek of wil ek nie? Ek wil hom aanbid. Meisie, wil jy iets sê? Ja, dit is soos Robert sê, hy is ons skepper, hemel en aarde en elke lewende wese het hy geskape. Sy grootheid is te groot vir ons breine om dit in te neem. Dit is ons enigste lewende God. Daar's 'n mooi Afrikaanse woord. Anita gaan nou vir julle die Engels gee. Awesomeness. Wat gaan 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor wees? Asemrowend. Hy's asemrowend. En baie mense, enige mens, nie baie mense, enige mens wil iets aanbid wat groter as hy is. In die mystieke wêreld, jy aanbid iets wat groter as jy is. Jy aanbid nie 'n pen nie, want pen is iets wat jy kan breek en so. So jy aanbid iets wat groter. Jy aanbid die maan en die sterre. Jy aanbid 'n goue kalf of wat ook al, die grootheid. Maar baie mense aanbid net as gevolg van dit wat die Here vir hulle gedoen het. So die twee pilare van aanbidding is dankbaarheid. Ek is dankbaar vir wat die Here vir my doen, maar ook sy asemrowendheid. Was julle al op 'n plek gewees, miskien 'n mooi natuurtoneel soos langs die vygieboomdam, dat jy net voel, hey, hier wil ek bly. Daai grootheid. Ek dink aan daai boom daar op julle erf Wynand. Ek dink aan Meyerspoort, ek dink aan daai groot berge daar by Mariushulle. Jy sien hierdie grootheid en jy sien die grootheid van God. So aanbidding rus op twee pilare. Dit wat God vir my gedoen het, maar ook sy grootheid. En ons moet nie op 'n plek kom wat ons God net aanbid omdat hy goed is vir ons, of omdat hy die lewe goed is vir ons, want soms is die lewe nie goed nie. Marie sê glimlag, Lisel, dan moet jy praat. Iemand het sê oor daai stelling, die lewe is nie altyd goed nie. Ek wil net iets noem, ons het iemand in ons selgroep. Die een man sê sy boetie het die Here absoluut. Hy was absoluut
'n kind van die Here gewees. En ewe skielik, hy het nooit uitgebrei wat het gebeur nie, maar ewe skielik het daai man omgedraai, 100% weg van die Here af. Ek dink dis die grootste hartseer, is amper soos Wynand nou sê, hoekom sal ons nie hom aanbid nie? Hoekom nie? Dis my ongelooflik hartseer, as jy die goedheid van die Here, die asemrowendheid van die Here beleef het in jou lewe, en ewe skielik besluit jy, nee, dis nie vir my nie. Dus ek dink jy kry niks meer wat meer hartseer is as dit nie. Ja, 'n mens moet pas op dat jy God nie aanbid as gevolg van omstandighede nie. Want omstandighede kan verander. Jy kan siek word, jy kan 'n negatiewe doktersverslag kry. En dan begin jy wonder oor die grootheid en het God my lief ensovoorts. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld van 'n man wat alles verloor het. Job 2 vers 8 tot 10, Salome. En hy het vir hom 'n pot skerf geneem en hom daarmee gekrap, terwyl hy in die as sit. En toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf. Maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem. Ekskuus, hy sê, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. En ek gaan niks sê oor Job se vrou nie. Alweer. Ek wil nog 'n lekker toebroodjie hê vanaand. Nee, okay. Ek dink net as iets negatiefs met jou gebeur. Okay, kom ons vra eerder die vraag, wat het alles verkeerd met Job gegaan? Hy het sy kinders verloor, hy het sy gesin verloor, hy het sy geld verloor, hy het sy gesondheid verloor, hy het die 3 G's verloor in sy lewe. En baie keer as jy hierdie goed so verloor, dan is daar altyd mense wat amper sê ek 'n bek vol het, maar 'n mond vol het oor hoekom dit met jou gebeur het. Okay. Kan ek iets sê? Tannie mag iets sê. Maar ten spyte van alles wat met hom gebeur het, het hy nog geglo. Hy het nog aan die Here geglo. Alles sal goed gaan. Dis wat ons moet doen. Ja, hy kan bid. Ja, hy het nie weggetrek Here af nie. En ek meen, ons moet ook, ek wil net 'n klein nederige gevalletjie. Ek het vanmiddag moes ek 'n vriend gaan kuier in die hospitaal en gewoonlik daar waar ons hier by ons is dit so vol en ek sê vir die Here, jy weet ek wil gaan kuier, hy is in die hospitaal, ek soek asseblief 'n parkering. Toe ek inry, eerste 2-3 parkerings was daar parkering vir my. Ek meen, jy moet net sê jy moet net glo dat die Here vir jou gaan uitkoms gee. Ek stem 100% saam. 100%. Hoekom het Job, Wynand? Nee, ek dink maar net hy het amper alles verloor. Hy het tog net nie sy lewe verloor nie en sy vrou is ook nog blykbaar daar nie aan sy kant nie, maar sy's daar. Maar hy het nie hoop en vertroue verloor nie. Ek dink dit kom by die kern uit. Hoekom het God aanbid? Hy het alles verloor. Hoekom het hy nog steeds aanbid? Dis lekker om kerk toe te gaan as alles goed gaan en is lekker om te aanbid as dit goed gaan. Maar is altyd lekker om te aanbid as dit swaar gaan nie. Hoekom het hy nog steeds aanbid? Want hy het nie sy hoop was op die Here gewees. Hy het op die Here vertrou. Maak nie saak wat die omstandighede was nie. Hy het op die Here vertrou. Al die pad. Stem, meisie. Mens kan enige ding hanteer as jy nie jou vertroue verloor nie. Dan kan jy enige ding hanteer. Kyk, ek nog iemand het iets gesê nou, so saam met Robert en Annelie, iemand nog iets gesê? Salome. Nee, ek wil maar ook maar dieselfde sê dat hy het vir God aanbid vir wie hy is, nie vir wat hy als vir hom gee nie. Skryf 'n tikke daar so. Job het aanbid vir wie God is, nie
wat hy van God gekry het nie. En dan kom Job en hy maak hierdie uitspraak. Hoe kan ons net aanbid as dit goed gaan? En hoe kan ons net dit aanvaar wat goed gaan? As dit sleg gaan, moet ons nog steeds aanbid. Kom ons spring net gou na Job 1 hoofstuk terug. Gerda, Job 1 vers 20 tot 22. Job 1 van vers 20. Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeur en in aanbidding op die grond geval en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloof. Amen. Dis na hy die slegte nuus gekry het, sy kinders is dood, al sy vee is weg. Het hy nie gevloek nie. Hy het geval en hy het aanbid en gesê, U bly God. Iemand nog iets sê oor hom Job? Ek wil net sê, Job is my ongelooflike groot voorbeeld om na op te kyk. As ek in situasies kom en ek dink, joh, wat kan erger wees, dan sê ek, Here, laat ek net soos Job doen, maak, en nog steeds U loof en U prys, en lofsange sing, al is dit geskeur binne in my, en al voel dit asof alles net verkeerd is. So hy is my ongelooflike voorbeeld. Marius maak groot oë, hy sê ons is op 28 minute, ons moet ons sterte nou roer. Kom ons gaan na die volgende teksvers toe. Handelinge 16 vers 24 tot 26, Anita. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenis het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. My eerste vraag is, wat was die omstandighede van Paulus en Silas? Ons sê dit is, hulle is in die tronk, dit gaan moeilik. Wat se keuses, wat se opsies het hulle hier in die tronk gehad? Come on, is donker. Ek is seker daar het 'n kokkerot nou oor my voet gehardloop. Daai slibberige ding, ek hoop, wonder is dit nou 'n slang wat hier verby geseil het. Wat se opsies het hulle gehad? Bly stil of wees vrolik. Wees stil en aanbid. En aanbid, lofprysing. Ten spyte van hoe ek voel. Ten spyte van wat met my gebeur. Kom, help my. Ten spyte daarvan dat SARS my geete se geld gevat het en my Solar se geld gevat het, sal ek nog steeds aanbid. Salome, ten spyte van? Enige iets, van alles. Ten spyte dat ek 3 keer hierdie jaar al verhuis het, sal ek God nog steeds aanbid. Kyk, gooi 'n negatiewe ding. Ten spyte, meisie, ten spyte van? Die neuropatie in my voete. Sal ek nog steeds aanbid. Elke tree in dankbaarheid loop, want ek kan nog. Wynand, ten spyte. Die beeskrale leeg is en die skaapkampe leeg is en ons geen oes op die lande nie. Sal ek wat Wynand is nog steeds aanbid. Anita? Ek weet nie. Wat is dan die rede nie? Ten spyte van? Ten spyte van die feit dat die mediese bly voete sleep met die behandelings, goedkeuring, sal ek nog altyd die Here loof en prys. My vertroue is op die Here, nie op die medies nie. Like it, Robert. Gerda? Ten spyte van? Ten spyte van my kinders, hulle omstandighede en wat sal ek nie ophou loof en prys en die Here aanbid en by hom
aan hom vashou dat dit sal goed gaan met my kinders nie. Want my kinders Amen. is Ons my sal belangrik, baie belangrik. sal aanbid. Anita, ten spyte van Ten spyte daarvan dat ons nie altyd baie goed het, soos of finansiëel oorvloei nie, en ons maar regtig baie planne moet maak, nog steeds sal ek die Here aanbid en Amen. dankbaar wees vir wat ons het. En vir die planne, want dit kom ook van hom af. Wanneer kom van Here af? Lisel, ten spyte van Sorry, ek gaan dit altyd goed. ten spyte daarvan dat die damme leeg is, sal ek nog steeds aanbid. Of die wifi daar gaan staan. ten spyte dat die wifi gaan staan. Tannie Wilma, ten spyte van Ten spyte as daar iets verkeerd gaan, sal ek altyd die Here aanbid. En dan sal ek altyd vir hom sê, dankie dat jy, dit was fout, want jy het my beskerm van iets anders. So ja, mens moet altyd dankbaar wees. Want die Here het altyd 'n plan vir jou op die einde. Amen. Jy stel ten spyte van Ten spyte van omstandighede sal ek nog steeds dankbaar wees vir dit wat ek elke dag het. Amen. Lisel, lees vir ons Job 28:28 asseblief. Dit is wat hy vir die mensdom sê. Om die Here te dien is ware wysheid. Om die kwaad te vermy is ware insig. Okay. Om die Here te aanbid of te dien is ware wysheid. Neem die regte besluit. Kies altyd lewe, kies altyd om die Here te aanbid. Fluit, my storieetjie is uit. Marius, ons is oor die tyd, jy moet maar sny, hoor. Robert het te veel gepraat vanoggend. Nee, ek spot sommer Robert, dis hierdie mannetjie wat te veel praat. Okay, kom ons gou en Salome, iets wat jy wil byvoeg? Ek wil maar net, vroeër het ek daaraan gedink om te sê is dat Jesus het om met sy bediening op aarde het hy nooit vir die mense besluit nie. Hy het hulle altyd gevra of hulle gelei of dit was altyd die persoon se keuse self. Wat as hy vir hom is iets doen. Meisie, iets wat jy wil opmerk? Wynand? Ja, pastoor, ek dink dat daai twee ouetjies wat saam gekruisig was, dan dink ek gou aan dalk die ou wat hartseer gehad het gesê ek's jammer. Miskien het hy ergens in daai 2 of 3 jaar wat die Here daar rondgeloop het, wat Jesus daar rondgeloop het hy hom raakgeloop en hy het iets gesien. En net daai klein bietjie het 'n impak gemaak met hom, omdat hy geweet het dit is dalk te laat, maar nou is die tyd. Waar die ander ou dalk nie daai geleentheid gehad het nie. Ek wil net sê dat ek het daai geleentheid gehad. Ek het in hierdie groep en ook in die ewige lig daar aan die ander kant wil ek vinnig 'n klein net so vinnige ietsie sê. Dis my snaaks kort nadat ek gedoop is, sit ons op 'n mark en 'n dame koop by ons 'n klomp botteltjies en ek bied aan om met vir haar kar toe te loop toe ek by haar kar kom. Nadat ons bietjie gesels het op pad soontoe, toe sê sy vir my, "Ken jy die Here?" En ek draai om en ek smaal vir haar. Sy sê sy kan dit sien. Sy kan dit sien uit ons uit. En dit was vir so 'n goeie getuienis na 'n maand na doop, na alles. Dit was vragies, dit was vir my 'n hoogtepunt van die dag gewees. Jy wil hê ons moet nou chunk, né? Jy wil hê ons nou chunk, né? Okay. Anita? Dit was gister. Jy iets byvoeg voor vanaand? Nee, ek is reg. Ekskuus pastoor, dankie. Lisel, wil jy iets byvoeg? Nee, ek is reg, dankie. Nee, Brits? Ek is ook stil vanaand. Jy is stil vanaand. Tannie Wilma? Ek dankie Louis. Stel, wil jy iets byvoeg?
Stel, wil jy iets Fyn. byvoeg? Gerda, wil jy iets byvoeg? Nee, ek is reg, ek is net baie dankbaar. Robert, iets wat jy wil byvoeg? Ek het gesê. Jy het jou gesê. Kom ons praat oor gebedsversoeke. Ons hou vir Sakkie op asseblief julle. Die Paasnaweek, onsself is op die pad van Sondag af. Ons bid dat die Here ons paai sal beskerm. En ten spyte van die petrol en die dieselprys sal ek nog steeds aanbid. Ek sal juig en jubel. Ons bid vir die impak van die petrol en die dieselprys in ons land, in die ekonomie. Ek wil nie eers toe gaan nie, dit maak ons baie negatief, maar ons bid daaroor. Baie mense het op die einde gekom en ons bid dat die Here uitkoms sal gee. Salome, waar bid ons saam? Aan my staande asseblief, dit maar ernstiger as altyd nog, asseblief. Ons bid, dis nie sommer net ligtelik nie, Salome. Ja, baie Ons bid dat dankie. daar ingryping en 'n deurbraak gaan kom. Meisie, iets wat ons kon saam bid? Ons het vriende hier in Batteleer ontmoet, haar man werk op maak. Ja, hy's in die Bahamas nou. Hulle is ook jong getroud en Rikkie en Maak het gevra dat ons hulle ook asseblief op ons gebedsgroep sit as gevolg van die skeiding wat daar is vir maande. Ja, soos vir hulle twee ook net op die gebedslys kan sit. Wynand, iets vir ons kan saam bid? Pastoor, ek dink is 'n dankbare hart op hierdie stadium. Ek is positief. Maar dis volgende week wanneer jy dokter toe gaan, né? Wanneer gaan ek dokter toe? Ja, volgende Dinsdag. Volgende Dinsdag, ja. Dis maar 'n probleem elke aand as ek gaan sit en dan sit ek. En as ek in die oggend moet opstaan, dan loop ek soos 'n ou man. Ek laat oom Robert goed lyk. Welkom by die pensionarisse. Welkom by die pensionarisse, Wynand. Anita, Anita, ons bid vir jou oë, ons hou nie op vir jou oë bid nie. Iets anderste? Nee, verder het ons maar, ja, net dit. Dankbaar en met lekker vakansie. Lisel, iets wat ons kan saam bid? Nee, dankie. Ons wou vir oupa op die lys asseblief. Marius? Maar net vir ons bure wat weer op pad terug is van hier af na Brits toe. Net vir hulle bid dat hulle laaste skof wat hulle nou ry ook net veilig sal wees. Maak so tannie Wilma, iets wat ons kan saam bid? Ek is reg, dankie Louis. Stel iets wat ons kan saam bid? Ja, dankie. Is reg? Tannie Gerda. Gerda, iets wat ons kan saam bid? Robert sê altyd vir my, ek moenie namens hom kla nie. Maar ek gaan nou vir julle almal dit sê. Hy's baie stil, so ek weet, ons vertrou die Here, natuurlik, dis ons eerste, maar hy's baie stil met sy situasie op die oomblik, laat hierdie dingetjies nou plaasvind, wat moet plaasvind, ensovoorts. Ja, vir Robert bid. Ja. Lekker, ons bid vir jou, Robert. Ons bid vir uitkoms, ons bid vir wysheid. Daar's nog werk vir jou op aarde, daar's nog 'n paar visse wat jy moet gaan vang. Yes, ons bid vir jou. Gerda, wil jy nie sommer jou hand sommer net so op hom lê nie, en gaan ek vanaand vir ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons kan aanbid. Here, ons is nie 'n dier wat nie kan aanbid nie, ons is 'n mens. Ons aanbid vanaand, Here. En ons verklaar daar is geen ander God nie. Here, soos op hierdie Sondag van ons uitroep, Hosanna, Hosanna, daar is net een God en dis U. En Here, U het vanaand hierdie versoeke gehoor. U het ook die dankbaarheid gehoor, want U is 'n goeie God. En daarom bid ek vanaand, Here,
dat U dit sal voorsien en vervul in Jesus naam. Ons kom vanaand en ons dra vir Robert aan U op. Here, ons dra hom spesifiek nou aan U op. U het hom al reeds genees. En daarom bid ek, Here, vir wysheid en insig vir die dokters en ook rustigheid vir hom en Gerda en die kinders en almal se harte te weet hierdie saak hoort aan die Here. Almal van ons wat op die paaie is hierdie tyd, Here, bid ek dat U vir ons genadig sal wees. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n wonderlike aand hê. Ons is Sondag op die pad. So die kanse dat ons by mekaar gaan kom is so 10%, maar ek sal julle so deur die week op hoogte hou waar ons is. Ek gaan probeer om my tablet aan die gang te kry. Met die vliegery is die partykeer bietjie moeilik met die laptops en die goed. Maar ons is ek sal met julle kommunikeer. Vir julle wat die Paasnaweek weggaan, rondgaan, wees versigtig, wees veilig. Die Here seën vir julle. Dankie. Ekskuus Marius, ons het oor die tyd gegaan. Jy moet maar bietjie sny, hoor. Ja, los maar so wat is alles belangrik. Cheers julle. Bye. Bye julle, lekker aand. Wynand, ek sit vir jou 'n videoetjie op, Wynand, jy moet kyk. Hy slaap weg. Bye. 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 Bye.